In hierdie video gaan ons nou voorbeeld nommer 7 tot 12 behandel. Alright, onthou asseblief hierdie is alles in julle opsommings baie mooi uiteen vir julle gesit, stap vir stap, julle kan net daarna gaan kyk. Okay, so kom ons kyk gou die eerste een. So wat ons gaan doen is hulle vir my so ietsie gee. My go-to sal dadelik wees shift fact, onmiddellik. So dit sal my eerste stap wees, die 27 shift fact gee vir my 'n 3 tot die mag 3. My x tot die mag minus 1 gaan ek net eers daar los, ek gaan alles net eers shift fact. Daar is 'n klomp maniere om hierdie te doen en ons baie maniere om dit vinniger ook te doen. Ek gaan dit maar net eers alles stap vir stap doen, so as jy 'n vinniger manier het, dis great, dis nie verkeerd nie, jy is 10 teen 1 reg, en as jy kan kophou met dit, happy days. Okay, so my wortel x gaan ek net so lank uit die worteltjie uithaal, en daar is 1 en 'n 2. So dis 'n x tot die mag 1 op 2. Ek gaan hulle hom net so lank uit die wortel uithaal, en ek sit dit alles tot die mag 'n minus 2 op 3. Okay, nou wat ek gaan doen is, jy kan nou 'n klomp staf doen. Ek kan my minus gaan inmaal, ek kan eers my eksponente ondervat, ek kan my hele eksponent flip op sy kop, en ja, dit is baie goed wat ek gaan doen. So wat ek gaan doen is, ek gaan sommer net eers my minus gaan inmaal. Alright, so wat jy gaan doen is, ek gaan sê 3 tot die mag, jy kan in jou calculator intik 3 maal met die minus 2 op 3, want hy maal van buite af binne toe. So wat eintlik gebeur, dis die sommetjie wat jy het, en jy kan dit sommer in jou kop vinnig doen, sien daai twee kan uitkanselleer. So dis hoe ek kry minus 2, maal met 'n x tot die mag, nou maal daai, dit gee vir my 'n 2 op 3, ek sit dit bo op 'n 2 tot die mag, nou sê ek weer 3 maal met minus 2 op 3, gee vir my 'n minus 2, en 'n x tot die mag, onthou asseblief, ek sê nie 2 tot die mag 3 maal met minus 2 op 3 nie, dis nie wat daar staan nie. Wat jy gaan sê is 3 maal met minus 2 op 3, dis wat jy in jou calculator gaan intik, en dan kry jy jou minus 2, en dan 'n half maal met daai gee vir my 'n minus 2 op 6, dit is 'n minus 1 op 3. Okay, so nou het ons daar gekom. Nou het ons weer 'n klomp goed wat ons gaan doen, wat ek sommer net gaan doen, ek hou nie van 'n negatiewe eksponent nie, so wat ek gaan doen, is ek gaan alles wat aan die onderkant van die lyn is, gaan ek boontoe vat, en alles wat bo is, gaan ek onder sit, as dit negatiewe eksponente het. So my 3 tot die mag minus 2 is negatief, so ek gaan sit hom aan die onderkant, dan word hy 'n positief. My 3 tot die mag, x tot die mag 2 op 3 is klaar positief, so hy chill net daar uit. My 2 tot die mag minus 2 gaan sit ek aan die bokant, hy word 'n 2 tot die mag 2, en dan my x tot die mag minus 1 op 3 gaan ook boontoe, dan word hy 'n x tot die mag 1 op 3, dan verander sy teken. Okay, nou wat ek gaan doen is, nou kan ek net gewoonweg vereenvoudig, soos ek sê, daar is makliker en of vinniger maniere, hierdie is maar net 'n baie stap vir stap metode. Right, ek het x'e wat met mekaar maal, dit sê vir my, okay, ek plus my eksponente, so ek kry 'n x tot die mag 2 op 3 plus 1 op 3 gee vir my 3 op 3, en dit is mos nou net eintlik 'n 1. So dis net 'n x tot die mag 1 wat net 'n x is. Dan het ek 'n 2 op 2 wat 4 is, bo op 3 op 2 gee vir my 'n 9, en daar is my antwoord. Jy kan hom ook gaan skryf as 'n 4 op 9 met my x aan daai kant. Alright, dis hoe ek hom sal gaan doen. Right, volgende. Hier is weer een van daai baie mooi voorbeelde. Ek love dit regtig as hulle vir julle worteltjies ingee, want is heeltyd dieselfde ding, jy hou net by jou stappe. Okay, so wat ek sal gaan doen hierso, daar's 'n paar maniere om hom te gaan uitredeneer, al is hy in 'n wortel, dit maak nie vir my saak nie, jy sien nog steeds 'n eksponensiële uitdrukking, wat gaan plus en minus. Dadelik dink jy wil 10 teen 1 iets gaan uithaal, jy wil gaan faktoriseer, sodat jy iets kan gaan uitkanselleer. Alright, onthou wat ek gesê, daar is makliker maniere of vinniger maniere om hierdie te doen. Ek hou maar net van my foolproof plan. So ek gaan kyk aan die bokant. Tussen die bokant en die onderkant, my kleinste eksponent is 1011. My grondtal is ten minste almal dieselfde, so dit help my. So wat ek nou gaan doen, is ek gaan hom gaan opbreek. Kyk wat gaan doen ek hier. Ek gaan sit hom as 'n 10 tot die mag 1011 maal met 'n 10 tot die mag 4. Want as jy hulle mos nou gaan plus, dan kry ek mos weer die 15. Okay? So ek gaan sit hom daar, ek kry my plus, hierdie 10 tot die mag 1011, chill net daar uit, aan die onderkant van die lyn, ons maak hom net so, het ek my worteltjie, en ek het 'n 10 tot die mag 1011 maal met 'n 10 tot die mag
2. Onthou as ek hierdie tweekies moes nou met mekaar maal en dan plus hulle, dan kry ek weer my 13. Alright, so ons mag hierdie doen. Nou wat gaan gebeur is, jy moet net daai reël onthou. Ons het mos 'n reël wat vir my wortelvorme sê, as ek byvoorbeeld sê wortel 2 maal met wortel 3, gee vir my 'n wortel 2 maal met 3. En dit is 'n wortel 6. So jy moet onthou, wanneer jy goedjies in 'n wortel maal, dan kan jy hulle eintlik in 2 aparte wortels gaan sit. So dis wat ons hier doen, ons vat hom net so 'n bietjie in reverse. So wat ek gaan doen, jou hele rede oor hoekom jy hierdie doen, is jy wil 'n algemene faktor uithaal. So ek sal daai tweekies gaan opbreek. Sien julle, eksponensiële uitdrukking, wat plus en minus, jy dink dadelik breek op. So kom ons breek hom bietjie verder op, dan kry ek hierso, in my een wortel gaan sit ek my 10 tot die mag 1011, maal met my worteltjie 10 tot die mag 4, plus my wortel van 10 tot die mag 1011, jou net by jou stappe heeltyd. Hierdie kant gaan haal ek 'n 10 tot die mag 1011. Ek het geweet om dit te doen, want ek weet ek wil graag 'n algemene faktor uithaal, want dit is my rympie wat ek vir julle leer, is 'n foolproof plan. As jy sien hulle plus en minus, dink jy dadelik jy gaan hulle opbreek, sodat jy 'n algemene faktor kan uithaal. Okay, nou wat ons gaan doen, nou kan ek actually my gemene faktor gaan uithaal. Daar is hy. So ek haal my hele worteltjie uit van 10 tot die mag 1011, wat oorbly is 'n wortel 10 tot die mag 4 plus 1. Onthou daai 1, dis super belangrik om daai 1 te onthou asseblief julle. Okay. Aan die onderkant het ek nog steeds net my wortels, daar's niks wat ek hoef te gaan faktoriseer nie, want hulle maal al klaar net met mekaar. So hulle skryf ek net so. Dan, die hele rede oor hoekom jy hierdie doen, is sodat jy kan uitkanselleer. Boom. Nou het ek 'n klomp staf wat al klaar op aansienlik mooier lyk. So ek sal hulle nou uit my worteltjie gaan haal. 'n Wortel 10 tot die mag 4 word mos nou 'n 10 tot die mag 4 bo op daai 2, dis 'n 10 tot die mag 2 plus 'n 1 en ek sit dit bo op 'n 10 tot die mag 2 op 2 gee net vir my 'n 10 tot die mag 1. Hierdie is iets wat ek in my calculator incheck. Ek kry 101 bo op 10. En dis wat ons omdoen. Alright. Volgende enetjie, hier is 'n lekker ene, paar maniere om hom te doen. Die eerste ding wat ek sommer gaan doen is, ons maak 'n bietjie 'n ander approach hier. Ek hou nie nooit van 'n negatiewe eksponent nie, so wat ek dadelik gaan doen is, ek gaan hierdie hele binnekant op sy kop draai, sodat ek daai eksponent se teken kan verander. So ek gaan hierdie wortel k tot die mag minus 2, gaan ek bo sit, ek verander nog nie daai tekens nie, en ek sit dit bo op my wortel k, hy kom aan die onderkant, sodat ek daai halfse teken kan verander. Dis maar net want ek hou nie van 'n negatief nie. Daar's klomp maniere om dit te doen, jy hoef dit nie te doen nie, jy kan hom eers uit die wortel uitgehaal het, happy met dit ook. Okay, so nou wat ek gaan doen is, ek gaan hom nou uit my worteltjie uithaal. So ek gaan haal hierdie uit my wortel uit, ek gaan sê k tot die mag, dis moes nou minus 2, bo op daai 2 gee vir my 'n minus 1. Bo op my k tot die mag 1 op die 2 gee vir my 'n 1 op 2. En hierdie hele alles gaan maal ek tot die mag 'n half. Nou kan ek al my half gaan inmaal. Ek is fyn daarmee, jy kan dit gaan doen, of jy kan eers jou eksponensiële uitdrukking aan die binnekant van die hakie vereenvoudig. Dit maak regtig nie saak wat jy eers te doen nie. Ek gaan sommer my half eers te gaan inmaal. Dan kry ek 'n k tot die mag minus 'n half. Bo die lyn, aan die onderkant kry ek 'n k tot die mag, omdat jy sê 'n half maal met 'n half, gee vir my 1 op 4. Nou wat ek doen is, ek hou nie van 'n negatiewe eksponent nie, so ek gaan hom onder toe vat, dan gaan ek sê, onthou, daar moet nou 'n 1 aan die bokant van my lyn oorbly, dan kry ek 'n k tot die mag 'n half, maal met 'n k tot die mag 1 op 4. En dan sê my graad 8 eksponent weet vir my, ek het 2 grondtalle wat met mekaar maal wat dieselfde is, so ek plus hulle net by mekaar, so ek sê net 'n half plus 'n kwart, en dan kry ek 'n pragtige k tot die mag 3 op 4. En daar's my antwoord 1 bo op 'n k tot die mag 3 op 4. So wanneer ons by nommer 10 kom, dis definitief een van die moeiliker is. Ek het vir julle 2 metodes gewys in die pakkies oor hoe mense dit kan doen. Jy kan dit doen met die K-metode,
dood happy daarmee. Ek sal dit dalk in hierdie geval met die K-metode doen. Ek gaan vir julle altyd maniere wys, maar jy hoef dit nie met die K-metode te doen nie. So ek gaan hom eers doen sonder die K-metode. Definitief 'n bietjie moeiliker sonder die K-metode op hierdie spesifieke voorbeeld. Gewoonlik is dit makliker sonder die K-metode. Onthou net, in die pakkies is altyd voorbeelde vir julle mooi uiteengesit stap vir stap. Okay, so wat ons hierso gaan doen, kom ons kyk gou. Jy sien 'n eksponensiële uitdrukking wat plus en minus. Dadelik dink jy, okay, kom ek kyk, ek gaan 10 teen 1 either wil 'n algemene faktor uithaal, maar ek kan sommer dadelik sien, hy het nie 'n eksponent nie, so daar gaan nie 'n algemene faktor wees nie. Jy dink dadelik aan faktorisering. Onthou, jy wil gaan faktoriseer want jy wil 10 teen 1 iets uitkanselleer. Dis hoe hulle hierdie somme vir julle ontwerp. Okay. So nou dink ek dadelik aan my shortcut. As jy nie die shortcut van die K-metode kan onthou nie, gaan kyk asseblief weer die video waar ek dit vir julle gee. So hoe ek daaraan dink, né? Ek het vir julle geleer wat jy gaan doen is ons dink dan 'n 3-term. En dan wat jy gaan doen is jy gaan sit daai getalletjie, daai middelste enetjie, gaan sit ek in die begin van elke hakkie. Alright, so gewoonlik sal hierdie voldoende wees, maar ek sê ook vir julle gaan check om altyd. As ek gaan sê 5 tot die mag 2009 maal met 5 tot die mag 2009, dit gee vir my 5 tot die mag 2009 plus 2009, dit gee vir my 'n 4018. Hulle het vir my 'n 4020 gegee. Okay, so daar is my probleem. Dit gee nog nie vir my dieselfde nie, okay? So dit sê vir my wat ek 10 teen 1 sal doen. Ek hou by my reël wat vir my sê, dis wat ek in die begin van elke hakkie wil gaan sit. So wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie ouetjie 'n bietjie opbreek. Ek gaan hom opbreek as 'n 5 tot die mag 4018, want dis wat ek wil hê, en dan bly daar 'n 5 tot die mag 2 oor. So ek sit hom as 'n 5 tot die mag 2, maal met 'n 5 tot die mag 4018. Okay. So nou het ek ten minste al 'n beginpunt. So ek het daarom al daai gedeeltetjie. Aan die onderkant, ek is nou nog nie bo klaar gefaktoriseer nie. Aan die onderkant, ek gaan nou bo doen, het ek 'n 5 tot die mag 2009 plus 1. Okay. So hier is nou al klaar vir my 'n tip. 10 teen 1, gaan hulle wil hê, jy moet hierdie uitkanselleer. So ek het 'n groot kans, dit gee vir jou so lank om bietjie vooruit te dink jy, ek wil 10 teen 1, een van hierdie hakies gaan uitkanselleer. So 10 teen 1 gaan een van my hakies 5 tot die mag 2009 plus 1 wees. Maar kom ons kyk of dit uitwerk. Okay. So wat ek nou hier gaan doen, ek gaan hom nou so bietjie verander, en dan word hy die 5 kwadraat, word 'n 25. En dan sit ons nou by daai lekker 3-term faktorisering. Jy is welkom om hierdie te gaan doen met jou calculator. Jy kan dit gaan doen op die shortcut met die Mode 53 option. Okay, so hoe ons hom gaan doen, ek gaan hom stap vir stap doen. Wat hierdie 3-termpie aan die bokant nou vir my sê, ek het 'n 25 maal met 'n 5 tot die mag 4018 plus 22 maal met 'n 5 tot die mag 2009 minus 3. Okay. Dan het ek vir julle gesê, jy gaan sit daai in die begin van elke hakie, en dis wat ek nou al daar gedoen het. Okay. Nou wat gaan gebeur, nou moet ons die faktore gebruik. Ons gebruik die faktore van 25, as jy nie hierdie faktorisering kan onthou nie, gaan kyk jou die graad 10 pakkie of die video van die 3-termse faktorisering. Ek het 'n 1 en 'n 25 en 'n 5 en 'n 5 en hulle moet hande vashou. Dan het ek aan die 3 se faktore is 'n 1 en 'n 3 en hulle moet hande vashou. Dan sien ek gaan hulle moet maal en deel sodat ek hulle plus en minus om by daai 22 uit te kom. Okay. So ek kan sien hierdie gaan al klaar vir my heeltemal te veel wees. 25 maal 3 is 75 en daai is 'n 1. Ek kan dit nie plus en minus vir 22 nie. Kom ons kyk gou hierso, ek gaan sê 25 maal met 1 en 'n 1 maal met 3. 25 maal met 1 gee vir my 25, 1 maal 3 gee vir my 3. Ek kan dit plus en minus om by die 22 uit te kom. Okay, so kom ons gaan kyk, nou wat ek gaan doen is, nou gaan ek kom in my hakkie sit. Ek gaan kyk daai video oor faktorisering weer julle. Dit sê vir my, in die faktore wat ek gebruik het, ek het 'n 25 gebruik, so ek gaan sit my 25 daar, en ek het ook, die 25 het hande gevat, onthou sy maatjie is 'n 1. Dis die ander een wat ek daar gedoen het. Nou sê ek die 25 vat hande met 'n 1. 25 vat hande met 'n 1, onthou my armpies loop binne en buite, en my 1 vat hande met 'n 3. So hierdie 1 vat hande
met die 3. 25 maal met 1 is 25 en 3 maal met 1 is 3. En nou het ek my faktorisering voltooi. Nou sê my rympie vir my, die tekens verskil, die grootste een kry die plus. So oordat hy hier 25 en 'n 3 is, kry my 25 die plus. So my plus gaan daar wees en dan is daai my minus. Right, en as jy nie seker was nie, dan kan jy eintlik maar net gaan raai, want jy weet, hy gaan teen ten wil uitkanselleer. Alright, so dat hy gaan nou gaan uitkanselleer, wat oorbly is 'n 25 maal met 'n 5 tot die mag 2009 minus 3. Dit gee vir my 'n 5 tot die mag 2 maal met 'n 5 tot die mag 2009 minus 3. En dan my finale antwoord gee vir my 'n 5 tot die mag 2011 minus 3. So dis nie 'n mooi antwoord nie, maar hy is aansienlik mooier al as daai hele toetie. Okay, dis so ons hierdie ouetjie doen. Definitief 'n bietjie 'n moeiliker voorbeeld. So die tweede manier om hom te doen is met die K-metode. Okay? So met die K-metode, die vereenvoudiging bly maar baie dieselfde. So wat ons gaan doen is, ek gaan kyk na ietsie weird wat ek sien, wat ek op meer as een plek sien. Ek sien, 5 tot die mag 2009, gaan sien ek daar. So wat ek gaan sê is, ek sê K is 5 tot die mag 2009. Dit maak dit net al klaar 'n bietjie beter. So ek kan hom gaan opbreek as 'n 25, of jy kan hom gaan noem 'n 5 kwadraat, maal met 'n K kwadraat, plus 'n 22K, minus 3, en ek sit dit alles bo-op 'n K plus 1. Dis bietjie makliker om hom te gaan faktoriseer. Hoe ek hierdie deel gekry het, is ek het gesê, ek gaan hom opbreek, sodat daar 'n 5 tot die mag 2009 is. So ek het gesê, kom ons bou hom, 5 tot die mag 2009, maal met 'n 5 tot die mag 2009 maal met 'n 5 tot die mag 2. Want as jy hulle almal bymekaar plus, dan kry ek my 4020. Daarom sê ek, hierdie is K maal met K, daar kry ek my K kwadraat, en daar is my 5 kwadraat. So dis hoe ek daai gekry het. Okay, nou kan ek 'n bietjie makliker gaan faktoriseer, om te sê, ek sit met 'n 25 K kwadraat, plus 'n 22K, minus 3, ek sit dit alles bo op 'n K plus 1, en nou kan ons weer gaan faktoriseer. Nou werk dit presies dieselfde. Aan die bokant het ek 'n 3 term, selfde faktorisering as nou, en ek het my onderste hakkie 'n K plus 1. So die 25ste faktore is 'n 1 en 'n 25, 'n 5 en 'n 5, en hulle hou hande vas, en ek gaan maal hulle met die 3 se faktore van 'n 1 en 'n 3. Nou kan ek weer sien, 1 maal met 3 is 3, 25 maal met 1 is 25. So aan die K se kant het ek 'n 1 en 'n 25. So ek hou eintlik daarvan om my K daar te sit. So ek sit my K, het ek 'n 1 en 'n 25. Ek gaan nou met my hakkies bietjie omrol, dat julle net sien hoe die tekens werk. 'n 1 en 'n 25. Nou sê dit vir my 1 het hande gevat met 'n 3, onthou hande vat binne, buite. My 1 vat hande met 'n 3, en my 25 vat hande met 'n 1. So my 25 vat hande met my 1. 1 maal 25 is 25, 1 maal 3 is 3. Okay. Nou sê my rympie vir my, oekie, my tekens verskil, die grootste een kry 'n plus. So nou sien ek my 25 is die grootste een, so daarom gaan my plus aan daai kant wees. En dan kry ek 'n minus daar. En ek doen dit sodat ek kan uitkanselleer. So ek eindig met 'n 25K minus 3, maar dan moet jy hom weer gaan terugstel, want onthou my 25 maal met 5 tot die mag 2009. Dit is mos my waarde vir K. Minus 3, en dan kom ons dieselfde waar ons nou gekom het, by 'n 5 tot die mag 2011 minus 3, en dit is my antwoord. Okay. So, kom ons gaan kyk na nommer 11. Hier begin ons met 'n bietjie rasionalisering. Lekker. Ek love dit as hulle dit vir ons vra. Hulle sê vir my, bepaal die waardes van A en B sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So kom ons kyk. Eerste ding wat jy gaan doen is gaan kyk of is daar dalk iets wat jy kan faktoriseer.
hulle hou daarvan om vir jou faktorisering daarin te gooi. Okay? Hierdie geval het ek nie faktorisering nie, great. So wat jy gaan doen is jy gaan rasionaliseer. So jy gaan vat die noemer en jy gaan maal hom eintlik net met homself. So ons gaan hierdie net eers gaan uitwerk. Okay, so ons gaan sê ek vat daai noemer nê en dan verander ek die teken net. Daar staan dan nou 3 minus 'n 2 wortel 2 bo-op 'n 3 minus 2 wortel 2. So die hele rede oor waarom rasionalisering werk is, jy gaan eintlik net om te sê ek gaan maal hom met 1, want hierdie kanselleer mos uit, dit gee mos vir my 1. So nou is dit net 'n gewone vereenvoudigingssommetjie. Ons gaan maal nou net 'n klomp bakkies uit. So wat jy gaan doen is ons gaan sê 1 maal met 3 is 3. 1 maal met minus 2 wortel 2 gee vir my 'n minus 2 wortel 2. Wortel 2 maal met 3 gee vir my 'n 3 wortel 2 en dan wat hier gebeur, jy kan dit in jou calculator gaan intik, maar eintlik wat daar gebeur, dit sê vir my, wel, daar's 'n 1 daar, so ek gaan sê 1 maal met daai 2, so ek sê 2 en dan sê ek wortel 2 maal wortel 2 is 2 en daarom kry ek dan 'n 4. Jy is welkom om die video te gaan kyk waar ek rasionalisering verduidelik, dan doen ons dit 'n bietjie stadiger, so jy kan maar net daarna gaan kyk. Okay, dan aan die onderkant, kyk gou wat gebeur hier. Die hele rede oor hoekom jy die noemer vat, is want jy soek nie 'n wortel in die noemer van jou breek nie. En die rede hoekom ons net die teken verander, eintlik het ek nou net verskil van 2 vierkante daar. So, jy kan maar weet jou worteltjies gaan uitkanselleer. Ek gaan sê 3 maal met 3 is 9, 3 maal met daai gee vir my 'n minus 6 wortel 2, daai gee vir my 'n plus 6 wortel 2, en dan gaan maal ek daai, dan gaan sê ek, jy kan dit in die calculator intik, of jy kan net sê 2 maal met 2 is 4, en dan wortel 2 maal wortel 2 is 2, en dan kry jy hom net as 'n 8. Ok, so die hele rede oor hoekom ons hierdie doen, kyk gou wat moet gebeur. As daai 2 wortels van jou nie uitkanselleer nie, dan weet jy het 'n fout gemaak. So ons gaan sê 3 minus 2 wortel 2 plus 3 wortel 2 gee vir my 'n 1 wortel 2. So 3 plus 'n wortel 2 en dan 'n 3 minus 4 gee net vir my 'n minus 1. So ek het 'n minus 1 plus wortel 2 onder 9 minus 8 gee vir my 1. So my finale antwoord is minus 1 plus 'n wortel 2. So hulle het gesê bepaal die waardes van A en B. So as jy gaan kyk, hulle het gesê dit is 'n wortel A plus B. So nou kan jy gaan kyk hierso, alright. So A se waarde moet dan die 2 wees en B se waarde is dan die minus 1. Okay. Right, nommer 12. Hierdie is ook 'n favourite wat hulle hierso vir jou vra. Dis net 'n bietjie eksponensiële uitdrukking wat gaan plus en minus word. Jy dink net breek op. Wel, eers moet hulle dieselfde lyk, dan dink jy breek op, faktoriseer en uitkanselleer. Okay. Let's go. So wat ons hierso doen, hierdie 3 tot die mag n gaan nog net eers daar bly. En dan gaan sit ek hom bo-op. Jy kan hierdie 4 gaan verander as 'n 2 tot die mag 2. As jy sou wou, why not? Kom ons doen dit. En dan aan die onderkant gaan ek kom eers shift fact, dan kry ek 'n 2 maal met 3. So dis 'n 2 tot die mag n maal met 'n 3 tot die mag n. Ek breek op 2 tot die mag n maal met 'n 2 tot die mag 2. Dis die hele rede oor hoekom ons hierdie doen, is jy wil gaan opbreek sodat jy 'n algemene faktor kan uithaal. So dan kan sal julle onthou, ek het vir julle gesê, dit is gewoonlik die dude wat jy nie in jou calculator kan intik nie. Dis nie altyd die geval nie. Jy weet jy wil 'n algemene faktor uithaal, jy weet jy gaan iets wil uitkanselleer. Kyk gou hierso, sien julle ek het ook 'n 3 tot die mag n en 'n 2 tot die mag 2. En kyk gou hier, daar is my algemene faktor. Ek het aan die onderkant van die lyn, het ek 'n pragtige 2 tot die mag n wat ek kan gaan uithaal. Weereens, dis een van die dudes wat ek nie op my calculator kan gaan intik nie. Dan het ek 'n 3 tot die mag n minus 'n 2 tot die mag 2. Hele rede oor hoekom jy hierdie doen, is sodat jy kan uitkanselleer. Dan wat oorbly is 1 bo-op 'n 2 tot die mag n en dan het ek hom nou vereenvoudig. Ok, so ek het nou vir A at least vereenvoudig.
Nou sê hulle vir my vir nommer 2, ek moet die endemagwortel van A gaan bereken. So wat ek hier gaan doen is, ek gaan sit hom net eers in my worteltjie. So ek het 'n endemagwortel, en A se waarde is 1 bo-op 'n 2 tot die mag n. Okay. Nou wat jy gaan doen, ek hou nie regtig van 'n breek nie met my eksponente nie. So wat ek gaan doen, my endemagwortel chill net daar uit. Ek vat hom bo die lyn, dan word hy 2 tot die mag minus n. Onthou as hy van onder af boontoe gaan, verander die eksponent se teken. Okay. Nou kan ek hom uit my worteltjie uithaal, dan word dit 2 tot die mag minus n bo-op n, gee dit vir my 'n minus 1 en dan is my antwoord 1/2. So maklik is dit.